Goeiedag en welkom by ons Ritme Aanlyn en ons Sondag-erediens. Dis lekker dat jy nog so saam met ons kuier en dis altyd lekker en 'n eer en 'n voorreg om die woord van God oop te maak en so saam met in te delf en bietjie te kyk, nuwe dinge wat ons kan leer en openbarings wat ons kan beleef. Nou, vir die van julle wat miskien vertroud is met ons gemeente en wat mense wat in persoon aan ons bywoon, het ons net 'n aankondiging om te maak. Die 24ste Maart skuif ons na Crawford International, waar die ou Maragon was, daar waar alles begin het vir die gemeente. So ons in-persoon dienste skuif daarin, is 'n groter spasie, meer plek, baie meer fasiliteite vir die kinderkerk, wat net uitbrei en die jeug en almal. So ons is ontsettend opgewonde en dankbaar dat ons weer daardie fasiliteite kan gebruik. Natuurlik Laerskool Rodekraans was fantasties vir ons en ons het 'n baie goeie verhouding en is so dankbaar vir hulle dat hulle ons kon help in 'n tyd waar ons dit bitter nodig gehad het. Maar nou skuif ons die 24ste Maart daarheen sodat ons ook daar kan meer plek en meer mense kan huisves. So as jy familie het wat in die omgewing bly en hulle het bietjie gemor en gesê daar's nie plek nie, laat weet hulle kan nou mag kom en hulle kan nou mag gaan. Daar's plek en ons sien baie uit om weer in daardie fasiliteite so saam die Here te aanbid. Ek wil ook vir jou net uitwys, die 2 April het ons 'n nuwe lidmaatskapklas, dit skop dan af, so miskien wil jy nie noodwendig 'n lidmaat word nie, maar jy wil bietjie meer leer. Dis 'n wonderlike kursus wat oor 7 weke strek vir 1 uur en 'n half, 1 keer 'n week, en ek wil jou regtig uitnooi om vir dit ook te registreer en deel te raak van iets wat so lekker is. Vir die res van ons afkondigings, gaan asseblief na ons webtuiste, kyk, daar's kinderinseën, daar's volwasse doop, daar's soveel dinge wat gebeur. Hou asseblief ons spasie dop. Daar's 'n manne byeenkoms die 6de April, daar's soveel dinge wat gebeur, maar gaan ons sosiale media, kyk daarna en registreer of skakel ons as daar enige vrae sou wees. Nou ons gaan, voor ons sing, gaan ek net eers vir ons so saam bid. Vader, dankie vir hierdie dag, dankie vir die geleentheid, dankie dat ons in U naam kan vergader. Dankie dat ons die voorreg het om 'n boek het, 'n Bybel te hê, wat behoue gebly het vir ons oor duisende jare. Deur oorloë, deur gevegte, deur mense wat hulle lewens verloor het, sodat hierdie geskrewe woord van U behoue kon bly vir ons. En dankie dat ons vandag dit weer kan oopmaak. Dit is nie van selfsprekend aanvaar nie, Here, maar dankie dat ons vandag weer na dit kan kyk en dit kan lees en dat ons weer U hart beleef en besef, Here. Here, dankie dat U ons God is. Sien ook hierdie tyd saam. Heilige Gees, openbaar U self aan ons en open ons denke en ons harte vir U woord. Ek bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Ons gaan nou soos ouer gewoonte saam sing. Die naam van die Here loof en prys en eer. Kom ons sing saam. God van vreugde, God van vrede, God van lewe, hoe en al. God oor my, God van gister, God van vandag, God van ewigheid, hoe en al. God oor my, in die hemel straal van die magtigheid, in my lewe spreek van die waarheid. Halleluja in die hemel, halleluja in my hart, vir ewig en ewig. Halleluja op die aarde, halleluja in my hart, vir ewig en ewig. Oh, halleluja. Oh, halleluja. God van almag, God van krag, God oor die nasies, o en al. God oor my, God van verlossing, God van genade, God van vergifnis, o en al. God oor my,
Oh, God vir my. In die hemelstraat van die magtigheid, in my lewe spreek van die waarheid. Halleluja in die hemel, halleluja in my hart, ewige newe. Halleluja op die aarde, halleluja in my hart, vir ewige newe. Oh, halleluja. Oh, halleluja. Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you done for me. Who brings out chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King above all kings. Who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You will lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you done for me. All that you done for me. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Ooh, Jesus, I sing for all that you done for me. Ooh, Jesus, I sing for all that you done for me. Oh, thank you, Jesus.
are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. You give life. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Oh, the earth will shout your praise. Oh, the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will say, great are you, Lord. Oh, the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will say, great are you, Lord. Oh, the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will say, great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Great are
is vir hom meer werd as die mooiste môrester. Uit sy hand kan niks maar jy trek, hy is te sterk. Als ben ek en als wie ek is dit Jesus. Gee my net Jesus, met hande wat bloei en liefde wat groei. Hy is Jesus, gee my net Jesus, die enigste kruis, sy liefde met hande wat bloei, en liefde wat groei. Jesus, gee my net Jesus, die enigste kruis, sy liefde bewys. Gee my net Jesus, gee my net Jesus, gee my net Jesus. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons tot U mag sing, vir U mag sing, oor U mag sing. Dankie vir U liefde so groot. Dankie dat U 'n getroue God is. Dankie dat U 'n goeie Vader is. Dankie dat ons al hierdie dinge wat ons sing kan glo. En ons weet dis wie U is. Dankie dat U liefde is. Dankie dat U teenwoordig is en nie 'n afwesige Vader is wat ver is en onbetrokke nie. Here, U ken ons by die naam. U ken die hare en die veelheid hare op ons kop. U weet waar ons onsself bevind. U ken ons gedagtes nog voor ons self weet. U weet wat ons gaan sê nog voor ons praat. U weet of ons sit en of ons staan en of ons lê. Dankie dat U ons so intiem ken. En dankie dat ons in daardie wete ons probleme, ons sorge, ons blydskap en vreugde alles na U toe kan bring. Heilige Gees, open ons harte hier vandag vir U woord. Bid dit in Jesus naam. Amen. Nou ons het die afgelope 3 weke het ons oor eerste liefde gepraat. God se liefde vir my en jou, dat hy ons lief gehad het nog voor ek en jy hom gekies het, en dat hy nog steeds vandag mense lief het wat hom nog nie gekies het nie. Ons het gepraat oor my en jou liefde wat weer bietjie opgekikker moet word vir hom, en dit beteken om meer tyd saam met hom te spandeer, en miskien vas jy iets, miskien is jy in hierdie lydenstyd, en ek wil vir jou sê, hou vas, hou moed, byt vas, moenie opgee nie, moenie ingee vir daai klein versoekingkies nie, en jy dink, ag, dit gaan nou nie my lewe verander nie, byt vas, jy sal sien, die oorwinning is groot, en dit is so wonderlik om net deur te druk, en dan met Paasfees, net dit wat Jesus vir ons kom opoffer het, sy hele lewe, net so saam te vier. Nou vandag begin ons so bietjie in ons Paasreeks ingaan, ons begin so bietjie meer praat, en is nagmaal vandag, so as jy miskien nou gou wil pause, en vir jou sap en brood, of 'n wyn en brood gaan kry, dat ons nagmaal saam gaan hou, is jy welkom om dit te doen. Maar ons gaan vandag bietjie na 'n paar stories kyk, 'n paar gesprekke en dele wat gebeur het, iets wat Jesus vertel het, iets wat gebeur het in die Ou Testament. Dinge wat net so, en jy sal dink, maar hoe kom dit by mekaar? Maar ons almal se lewens is hierin opgesluit. En as jy weer die Paasverhaal lees, die evangelies gaan lees en jy sien wat het gebeur het, is al soveel detail wat net so wonderlik is, dat ek en jy, wanneer ons dit weer lees, raak het net so vars en so nuut. Nou, net so 'n bietjie van die punt af, ek weet nie wie van julle hardloop gereeld nie, wie van julle is drawers en het gehande op waar jy sit,
Weer daar's nou iemand wat sê nee man, jy draf nie, jy loop of wat ook al, maar ek weet nie, daar's van julle wat regtig formidabele drawers is wat al maratonne gedoen het in die Comrades en ultramaratonne en of miskien het jy soos ek onlangs begin hardloop waar ek ingeskryf is vir 'n 21 en nou moet 'n ou maar bietjie begin hardloop en dinge doen en dis nie so maklik nie. Dis ook maar deel van liggaamkastei in die lydingstyd. Maar hardloop is deel van ons lewe. Hardloop is oral in die Bybel en ons praat ook so, hey, hoe gaan dit? Nee, hier is ons hardloop. Hoorie, hoe gaan dit met jou? Jy lyk vir my besig. Ja, nee, ek moet hardloop. Hoorie, ek gaan jou weer bel, ek moet hardloop. Dis woorde wat ons gebruik. Hardloop is deel van ons lewe, hardloop is in ons wêreld. Ons praat van 'n reis, ons is besig om te hardloop. So hardloop is deel, maar ons baie van hardloop in die Bybel ook. En vandag gaan ons na 'n bekende storie kyk waar iemand hardloop. Ons gaan kyk hoe God ook na my en jou toe gehardloop het en soveel dinge rondom dit. Nou, daar's hardloop in die Paasstorie. En dit begin in Johannes 20 vers 1 tot 2. Die Sondagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf weggerol is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel toe vir wie Jesus baie lief was. En sê vir hulle het die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Ons begin hierdie Paasreeks so 'n bietjie met die agterkant, met die goeie nuus dat Jesus opgestaan het, maar op hierdie stadium besef hulle nie hy het opgestaan nie, hulle besef nog nie die oorwinning nie, maar hierdie vrouens hardloop na die disipels toe. Nou hardloop is normaal, jy hardloop wanneer jy bang is, jy hardloop wanneer jy goeie nuus het en jy wil gaan iemand vertel. Daar's soveel dinge met hardloop. Jou eerste liefde, daai video's wat hulle so in die veld hardloop na mekaar, te mekaar se arms spring. Daar's iets rondom hardloop en hierdie vrouens hardloop. Die eerste persone het gehardloop. Hoekom? Hoe het hulle gehardloop? Want hulle het Jesus so lief gehad. Hulle het hom so lief gehad dat hulle nog in rou was oor sy sterfte die Vrydag en hier kom hulle die Sondag daar en die liggaam is weg. Jy kan dink wanneer jy iets kosbaars, iemand vir wie jy lief is, jy kom by 'n plek en hulle is nie meer daar nie, al is dit hulle liggame. Hierdie vrouens hardloop want hulle liefde vir Jesus was so groot, maar sy liefde vir hulle was so groot. Hierdie liefde wat so groot is dat dit amper net hulle oorweldig het. En ek dink dis wat die hartseer so baie gemaak het. Dit is net hierdie oorweldigende groot liefde. Die liefde wat God vir my en jou gehad het, dat hy sy seun gestuur het. Dis als binne in hierdie mens. Ons vergeet dit nogal oor hoe groot hierdie liefde is. Ons lees die storie en ons kyk na die verhaal, maar dit gaan oor liefde so groot. Nou dan hou die hardloop nie op nie. Die vrouens kom by die disipels, sê vir hulle die liggaam is weg en dan spring hulle op. Hoor net hierso in vers 4 in Johannes 20. Die twee het saam begin hardloop, maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop. So Johannes skryf hierdie vir ons en Johannes kry net so steekie en hy wil net hê almal moet weet hy is vinniger as Petrus. Hy verduidelik dit. Hy praat van homself in die derde persoon. Hy sê die twee disipels, dis hy self Johannes en Petrus. Hy sê en die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf gekom. So hy sê nie net hy's vinniger nie, hy sê ook ek het gewen. Ek het eerste gekom, Petrus het tweede gekom. Toe hy vooroor buig, sien hy die doeke lê. Maar hy het nie ingegaan nie. Na hom het Simon Petrus ook daar aangekom. Weer bevestig hy net dat Petrus verloor het, dat hy tweede gekom het. Hy sê na hom het Simon Petrus daar aangekom en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê, ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. Nou, die skrifkenners en mense wat ondersoek gedoen het, sê hierdie is min of meer 1 kilo tot 1,5 kilo. Vir myl kan jy amper sê hardloop stuk wat hulle gehardloop het en ek bedoel ons dink hoorie miskien het hulle net gehardloop op 'n reguit pad soos dit jy van jou huis af hardloop tot by een of ander boom of iets. Hierdie ouens het deur die dorp gehardloop, deur strate, steegies, verby verkopers met stalletjies. Hulle moes miskien oor 'n kind spring, oor 'n hoender spring, 'n skaap of wat ook al deurgaan. Miskien het Johannes op 'n stadium 'n kort paadjie geken en hy sien 'n steegie af wat bietjie meer opdraande is, maar is korter en Petrus 'n ander pad. Die eind van die saak is kom Johannes eerste daar aan. En hulle sien hierdie doeke van Jesus is daar. Sien dit sê 'n klomp goed. Dit sê iemand het nie die liggaam gesteel nie, want wie gaan 'n liggaam wat al 3 dae dood is, eers ontbalsem en van die lappe uithaal en dan die liggaam vat? Hoekom sal hulle die lappe op vir hulle besef hierdie is iets groots. Hierdie liggaam het opgestaan. En hoor net Johannes bevestig dit in vers 8. Hy sê daarna die ander disipel wat eerste by die graf gekom het, hy wil dit net weer bevestig, ook ingegaan. Hy het dit ook gesien en hy het geglo. Hy het gesien en hy het geglo. Waar was jou dag wat jy begin sien het? Wat jy begin glo het, Jesus het werklik gesterf, opgestaan uit die dood en jou sondes vergewe. Net daai konsep, dink,
hoe kon dit my sondes wegvat? Maar dis wat dit gedoen het. Die sonde van die mensdom is op hom gevat en die prys is betaal, die lam is geslag sodat ek en jy kan leef. Maar hierso het Johannes begin glo weer dat Jesus werklik opgestaan. Iewers het jy opgestaan en besef, Jesus glo, het hom iewers gesien, iets beleef, iets gehoor, iets in 'n kerkdiens en wanneer ek hierdie lees, en hy het ook gesien en geglo, is dit amper as waar kalmte kom. Dis amper asof die gehardloop binne in ons ophou. Hierdie wat Johannes gesê het, hoorie, maar ek wil net weet, en toe hy weet, dat Jesus opgestaan het, toe is daar kalmte wat oor hom kom. Nou hoekom oor hardloop praat? Hoekom hierdie hele teksvers in die hardloop gedeelte, want hardloop is deel van ons en hardloop is deel van ons storie. Hardloop is deel van die grootste reddingsverhaal en Jesus het keer op keer ook hierna verwys. En daar's 'n gedeelte wat ons baie goed ken waar ons nou gaan kyk wat hardloop ook deel is. Maar dit bring iets significance. Dit bring 'n iets wat net wys God se liefde vir my en jou wat so oorweldigend is dat dit amper jou so 'n bietjie duiselig gaan los. Eintlik so 'n bietjie los en dink, "Wow, dit het my geskok en gedink ek het nie besef dis wat hier gebeur nie." Dieselfde met Jesus se opstanding. Dit bring lewe. Jesus se opstanding bring iets nuuts. Dit bring 'n geleentheid vir 'n nuwe toekoms. Dit beteken daar's 'n nuwe lewe wat gebeur en dis wat hier gebeur. Hier gebeur is saam met die hardloop kom maar blydskap, kom maar vreugde, kom maar soveel dinge. Nou nog 'n gedeelte wat die begin van Paasfees was waar God sy liefde vir sy volk bewys en hulle uit Egipte uit bevry. Slawerny vir jare, honderde jare, en dan bevry hulle. Jy ken die storie, die 10 plaag, maar vir 9 is Farao hardkoppig, wel hy's die hele tyd hardkoppig, en dan met die 10de plaag sterf die eersgeborenes, selfs die Israeliete en die Egiptenare wat nie die bloed op die kusyn geweet. Dis waar Paasfees begin het en nou kom Paasfees weer en daar's weer 'n gehardloop want toe die 10de plaag kom en die eersgeborenes sterf en dit Farao se huis ook tref, toe is Farao op 'n plek wat hy sê, ek dink julle kan nou maar gaan. Go, hardloop, gaan en ek dink die Israeliete dink nie hulle daar uitgedrentel en gedink, Jesus, ons weet nie of ons wat nie. Hulle het gegaan. Nou, hoor wat gebeur in Eksodus 12, vers 31. Dieselfde nag nog het die Farao vir Moses en Aaron laat roep en gesê, gee pad onder my mense uit. Julle twee en al die ander Israeliete, gaan dien die Here soos julle gevra het. Vat julle klein vee en julle groot vee soos julle gevra het en trek. En bid dan dat dit ook met my goed mag gaan. Dis interessant, Farao vra oor die seën my ook. Dis amper asof hy sê, ek het iets verkeerd gedoen, ek is jammer daaroor, maar seën my ook net, laat hierdie net stop. Die skrif sê eintlik, hulle sê, hoor, gaan, want as julle nie gaan nie, sterf ons almal nog vanaand. Daar's 'n vrees binne hom. Vrees laat jou soms hardloop, laat jou soms bly, maar hier is die Israeliete, hy sê vir hulle gaan, en ek dink hulle het gegaan. Ek dink hulle het gegryp wat hulle kon, en daarom het hulle gegaan. Ons ken hierdie stories, ons ken die Israeliete uit Egipte uit, ons ken Jesus wat opgestaan het, en die doeke wat lê. Ons raak so gewoond aan hierdie stories, dat ons amper die impak van dit vergeet. Dat ons die impak daarvan mis, dat nagmaal vir ons normaal raak, dat Bybel en kerk normaal raak. Ag, is maar net nog iets, ek het maar net vanoggend weer 'n bietjie Bybel gelees, maar is in hierdie stories wat soveel dinge vasgevang is. Iets so groot, en dis in ons lewe ingevleg, en die oomblik wanneer jy dit raak sien, die oomblik wanneer hy openbaring kom, verander dit my in jou lewe, dan begin nagmaal weer sin maak, die Bybel begin sin maak, jy begin weer 'n liefde vir God ontdek, en jy besef God se liefde vir jou. Dan begin hierdie wêreld so stil raak. Al die geraas word uitgedrys, want God se liefde oorweldig jou net, wanneer ek en jy weer in die detail van hierdie stories ingaan. Nou nog 'n storie waarmee jy 10 bekend is, of jy al lank in kerk was of nog nooit in kerk is nie, jy sit iewers gehoor het, en dis die storie wat in Lukas 15 kom. 'n Storie waar Jesus 3 gelykenisse vertel. Hy begin die gelykenis van die verlore skaap, wat sê, hoorie, wat sal hy doen as 'n herder 100 skape het en een raak weg? Hy sê hy los die 99 en hy gaan soek daai een, en as hy hom kry, is hy so bly, amper meer as die 99 wat hy gehad het. Dan gaan Jesus in 'n volgende gelykenis, en hy vertel van 'n vrou wat 'n muntstuk verloor het. Sy het nie baie gehad en sy verloor die een, en dan soek sy haar hele huis deur, dop als om, en dan wanneer sy hom kry, roep sy almal in die omgewing en sê, kom vier saam met my fees, ek het dit wat weg was gekry. En dan die bekendste een, die verlore seun, the prodigal son. Dis iets wat jy miskien al mee groot geword het, jy het 'n fliek oor dit gesien, is 'n storie wat Jesus vertel oor 'n pa wat 2 seuns gehad het, en 'n seun wat sy erfporsie wil hê nog voor die pa dood is, en dan gaan leef hy sy eie lewe, en hy gaan verkwansel en mors dit, en dan kom op 'n dag wat hy berou het. Sien, die eerste storie van die skape gaan oor mense wat ek ken, wat ook afdwaal, wat ook met tyd nie eens agterkom nie. Ons het nou laasweek gepraat oor wakker wees, wat nie wakker is en besef, hoor, ek's besig om weg te dwaal van my herder af nie, en dan
kom God en hy gaan haal hom. Jesus gaan haal hom, die herder gaan haal hom, die goeie herder gaan haal hom. Dan is dit die minstuk. Partykeer ek en jy net bietjie agterloosig met dit wat ons het. Ons het miskien nie baie nie, maar ons pas dit ook nie op nie, of dinge gebeur, en dis ons lewe ook, en God sê, maar ek sal ook dit, partykeer gebeur iets met jou, dis soos 'n minstuk wat van 'n tafel afval, en hy rol, en hy lê onder op 'n plek, en jy weet nooit hoe hy daar gekom nie, ek en jy eindig ook partykeer onder 'n plek, of in 'n plek wat ons nie geweet het hoe ons sal kom nie, maar God kom en hy kom haal ons daar ook uit. En dan hierdie storie oor die verlore seun, waar mense hulle eie keuses maak, hulle eie vleeslike wil najaag, hulle eie vleeslike begeertes volg, en sê, ek wil dit bevredig, en dit bring hulle weg van God af. Dit vat hulle uit die Vaderhuis uit. Nie God se liefde van hulle af nie. Hulle is net ver. En dis waar die verlore seun is. En as die storie mee bekend is, jy kan dit gaan lees in Lukas 15, gaan hy en hy gaan verkwansel al dit wat hy gekry het as erfporsie, en hy vat die geld, hy trek na ver land toe, en daar spandeer hy dit op wie weet wat. Party vertaling sê op prostituie en op 'n klomp goed anders sê net hy dit net misbruik. En dan op 'n dag kom 'n hongersnood in daai streek, in daai land, en hierdie ou het niks meer oor nie. En hy eindig waar hy varke oppas. En hy is in hierdie plek waar hy amper het oorweeg om die vark kos te eet, maar hulle wou dit nie eers vir hom gee nie. En hierdie man kom tot 'n besef, en hy sê, daar's slawe in sy pa se huis wat 'n beter lewe het as hy. Hy gaan terug, en hy gaan na sy pa toe gaan, en hy sê, pa, ek het gesondig teen U en teen God, maak my 'n slaaf. En op daai oomblik staan hy op, en hy gaan, ons tel die storie op in Lukas 15, vers 20, want hy is toe op pad huis toe, en dan wanneer hy by die huis aankom, ontmoet hy die pa, en kyk wat gebeur hier. Hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien, en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Die pa hardloop. Nou ons lees hierdie in vandag se tyd, en dink, ja, ons sou ook gehardloop het. Nou die dag toe my seun van oorsee af terugkom, toe ek op die lughawe, en hoor jy, ek is 84, maar ek het gehardloop, boetie, jy het net plakkies sien hardloop, en 'n kuller nog uit die hare uit, maar ek het hom gaan omhels, en so, dit maak sin. Maar sien, Jesus vertel hierdie verhaal in 'n Joodse kultuur. In 'n kultuur wat heeltemal anders is wat ons dit vandag lees, maar dit gaan so groot openbaring wees wanneer ek en jy net hierdie deel so verstaan. Nou my prentjie nog altyd was. Ek nog altyd as ek hierdie storie lees, dan sien ek hierdie plaas. Hierdie man en sy twee seuns het op 'n plaas gebly, en dan het hulle soos in Dallas hierdie lang oprit na die plaas toe gehad. En dit was my prentjie, dat hierdie pa, hy sien die seun daar by die oprit oploop. Miskien het jy jou eie huis gesien met 'n lang oprit, en sê, ja, dis min of meer, jy kon die straat sien uit die kombuisvenster uit, en toe hom sien, toe hardloop jy af, en gaan ontmoet hom. Maar ek het altyd dit gedink, en gesien, hoorie, maar hy sit op hierdie stoep, en hy sien, daar kom iemand, en dit lyk, hy ken die loop, hy ken die silhouet, dis sy seun, en hy hardloop soontoe. Maar as jy bietjie hier gaan indelf, en gaan kyk, was hierdie mense in 'n village, in 'n stad, in 'n groot ding, en iewers was dit omheen, en dan was daar 'n groot poort, 'n groot hek, waar almal ingekom het. So hierdie mense was omring met ander mense. Hy kon miskien 'n bietjie van 'n oprit gehad het, of 'n langer van sy hek tot by van sy deur, of wat ook al, maar die dinge lyk so bietjie anders. Hierdie pa hardloop na hierdie seun toe, in 'n gemeenskap. Hy's gevul met jammerte. Nou dis die ding wat ek moet besef. Hierdie pa het soveel compassion, is die Engelse woord vir sy seun. Maar dit beteken nie al gaan nie reperkusies wees vir sondes nie. Die pa is nie kwaad, en ek dink ek en jy, miskien het die woord by die pa uitgekom wat sê, hoorie, ons het jou seun gesien, hy's so 3 dae weg, ek het nou ingekom met 'n donkie, maar ek het gesien, hy's 3 dae weg, en hy's op pad terug. Miskien, as dit ons was, het jy miskien gesê, wel, hy moet maar kom, ek het klaar met hom gepraat, hy het al my goed, ek wil niks van hom weet nie. Maar hierdie pa het 'n jammerte. Nee, kan enige ouer vra, maak nie saak wat jou kind doen nie. Jou liefde vir hulle sal altyd daar wees. Ek het al met soveel ouers gewerk, wat se kinders aan dwelms of iets, een of ander verslawing ly, en so hard soos wat hulle is, soveel compassion het hulle vir daai kind ook, en net sê, hoorie, maar dit bly my kind. En hierdie pa het ook hierdie. Nou in Joodse tradisie, en Joodse kultuur, het hierdie mans nie gehardloop nie. En dis hoekom Jesus hierdie ding vertel. Toe hy dit vertel en sê, en hierdie pa hardloop na sy seun toe, so die mense nie, wat na dit geluister het, reg opgesit het en gesê, wag 'n bietjie hardloop, want sien, hierdie man het 'n kleed aan, die mans van daai tyd het 'n kleed aan, en dit beteken jy moet jou kleed optel. Jy moet of jou kleed optel en in jou hand hou, nou ou kan nie lekker hardloop nie, of jy moet hom optel en in jou belt indruk, maar wat beteken dan jou enkels en jou skenkels, jou skene en jou knie is moontlik sigbaar, en dit was 'n absolute skande. Dit was 'n skande wanneer mense dit gesien het, jou bene gesien het. Vandag se tyd verkoop ons boerboelbroekies, dis amper 'n skande as daar nie meer been oor is nie, en dis vreemd, maar in daardie tyd was dit hierdie lang kleed,
En hierdie pa hardloop. Wat beteken hierdie pa het gesê, hoorie, ek gee nie om wat mense van my dink nie, ek wil by my seun uitkom. Nou weer eens, dit klink mooi, dit klink reg, dis so 'n pa het sal doen. Maar daar's nog 'n klein gedeeltjie van hierdie Joodse tradisie, van hierdie Joodse kultuur wat anders was. Sien, daar's 'n woord met die naam kezaza. En wat kezaza beteken is iets wat die gemeenskap doen. Wanneer 'n seun of 'n dogter iets in hulle familie doen wat die familie in skande bring. 'n Seun gaan byvoorbeeld en hy gaan trou met 'n vrou van 'n ander nasie of 'n ander stam, dan het hy skande oor hierdie familie gebring. Of 'n seun versuim sy pligte om as vegter op te tree vir sy familie of te veg vir die oorlog vir sy koning en hy gaan en hy vlug en dan wil hy terugkom, dan het die gemeenskap amper 'n village tribe, jy weet 'n village trial het begin wat hulle om kezaza. Nou, kezaza, wat hulle doen is, wanneer hulle weet, daardie man is op pad, daardie seun wat skande gebring het oor hierdie huis, hy's op pad, hy wil weer in die dorp inkom, hy wil weer in die stad inkom, hy wil weer deur die poorte kom, dan het die gemeenskap by die poorte bymekaar gekom, nie die pa nie, die pa was een kant, die pa moet nie daar wees nie, die gemeenskap maak die besluit, en dan wanneer hulle voor die poorte, met daardie seun ontmoet, of met daardie man ontmoet, het hulle 'n groot kleipot gevat, en het stikkend gebreek voor hom om te sê kezaza. Wat beteken afgesny? Jy word verwerp, jy is nie meer welkom nie, jy kan nooit weer hier inkom nie, want jy het skande gebring. Sien, hierdie pa het gehardloop. Hierdie pa het gehardloop om sy seun voor die poorte te kry. Hy moes hom voor die poorte kry, voordat die gemeenskap hom kry, want as die gemeenskap eers sê, jy is nie meer welkom nie, kan die pa niks meer doen nie, kan hy nie maar sê, nee, maar dis my seun nie, wanneer die gemeenskap gesê, kezaza, dis verby, jy's afgesny, voor die poorte, hierdie pa het gehardloop, hierdie pa het sy rok opgetel, sy kleed opgetel en gesê, ek gee nie om of julle my knieë sien, my skene sien, my enkels sien, of julle my duispiere sien nie, ek gaan hardloop, want ek moet by jou uitkom, voor die poorte. Sien, Jesus vertel hierdie storie en hierdie mense wat in haar omgewing gesit het presies geweet wat gebeur. Sien hierdie seun, hy sê vir sy pa, ek het nie gesondig, ek het teen God gesondig, vergewe my, maak my 'n slaaf. En hierdie pa sê, nee, bring 'n mantel, geef hom 'n nuwe kleed, geef hom 'n ring om te wys hy's deel van hierdie familie, geef hom nuwe skoene dat hy menswaardig kan hier inloop. En dan met sy arm om sy skouers dien en het hy ingestap tussen hierdie mense deur die poort om te sê, hierdie is my seun. Hoor die woorde van die pa in Lukas 15:24. Hy sê, hierdie seun van my was dood en hy lewe weer, hy was verlore en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin feesvier. Kan jy sien dat dit Jesus vir hierdie mense verduidelik in hierdie storie? Het verduidelik dis die liefde van ons hemelse Vader. Dat hy homself in skaamte sal bring, dat hy homself sal verneder, sy seun verneder, om aan 'n kruis te sterf. Jesus het deur die poorte van die hemel gekom, om my en jou voor die poorte van die hel te kom red. Om te sê, hy het alles gedoen, sy het alles gedoen wat kezaza verregverdig. Ja, alles wat hy gedoen het, regverdig dat hy afgesny moet word, dat sy afgesny moet word, maar Jesus kom en hy vou sy arms, hy gee vir ons 'n nuwe kleed en sê, nee, jy's nou myne. Jy is die Vader en jy is deel van hierdie familie, koninklike kind. En Jesus kom en hy kom verduidelik hier en hy sê, ek kom haal jou voor die poorte van die hel, tot voor hierdie wêreld jou kry, en ek vat jou deur die poorte, tot in ewigheid in. Daai seun sou nooit by sy pa kon uitkom nie, net soos wat ek en jy nie by die Vader kan uitkom, as dit nie vir die seun is, wat ons deur hierdie poorte vat nie. Verstaan jy wat Paasfees gedoen het, wat Jesus kom doen het aan 'n kruis? Hy het my en jou kom herstel van dit waarvan ons afgesny is. En boonbehalwe dit, hy kom herstel ons nie net en sê, okay, laat hom maar net inkom en laat hy hier sit nie. Hy vat ons in die Vader se huis in. En dit is so 'n mooi storie, ek ken die storie van die vetgemaakte kalf, en hy sê, gaan slag die vetgemaakte kalf. Die vetgemaakte kalf beteken, hulle het iets verwag. Jy het net 'n kalf vet gemaak as jy 'n fees verwag. So, ons weet nie hoe lank was hierdie reis nie, miskien was dit maande, miskien was dit 2 weke, wat hulle gesê het, hoor, jou seun is op pad. En hy het begin en sê, maak hierdie kalf vet. Voer hom, nee nog, want as my seun kom, wanneer hy kom, gaan ons fees vier. Dis wat God gedoen het, hy het geweet ek en jy kan huis toe kom. As ons sy seun aanvaar en saam met sy seun deur die poorte kom. God het klaar geweet, wat is die plan? Hy het klaar die kalf begin voorberei, hy het klaar die lam begin voorberei om my en jou deur hierdie poorte te kry. Nou hier kom 'n bietjie meer ernstiger deel, want ek hoop jy besef vandag weer God se liefde vir my en jou.
Dat die Vader nie omgegee het om sy seun te stuur, dat sy seun verneder word. Sy kleed uitgetrek te word en bespot te word. En in plaas van 'n ring het hulle 'n doringkroon op sy kop gesit. In plaas van 'n mantel het hulle sweepslae op sy rug gesit. In plaas van skoene het hulle dit verdeel en sy voete aan 'n houtkruis vasgespijker. Hy het dit gedoen sodat ek en jy deur die poorte in die hemel kan ingaan, tot in ewigheid kan ingaan. Maar ons ken die storie, ons raak so vertroud met dit dat dit gewoond raak, en dit kan nooit gewoond raak, dit kan nooit net, ja nee, ek ken die storie, nagmaal, Jesus ons gesterf, ek so bly, lekker lang naweek hier, altyd Maart, April nie. Want sien, die vraag is, wat gaan my en jou gesprek wees wanneer ons deur die poorte gaan? Want die skrif is baie duidelik, 2 Korintiërs 5 vers 10, hy sê, ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of dit nou goed was of kwaad. Sien, ek en jy het grappies oor die poorte van die hemel. As ek in die poorte van die hemel kom, hoor, en dan gaan ek vir God dit en dit en dit vra, en van vra, hoekom is daar muskiete, hoekom is daar vlee, van vra, hoekom is daar taksies, as ek daar kom in die poorte van die hemel, gaan ek vir Petrus of wie ook al dit en dit, ons het grappies man, oor die eendag kom die predikant, die prokureur en die prostituut by die poorte van die hemel aan, ons het grappies wat gaan oor die poorte van die hemel, en hier is 'n duidelike ding wat sê, wow, ek en jy verdien kesaza. En ek dink daai seun het met vrees aangekom, hoorie my pa's nog een ding, maar ek het nog hierdie crowd waar ek moet verbykom, ek moet nog verby die village people kom, en hulle kan my afsny. Maar daar was 'n hoop, ek hoop ek kan by my pa uitkom en vir hom sê, ek het teen hom en teen God gesondig. En ek sal self 'n slaaf wees. Wat gaan my en jou gesprek wees? Dink jy jou gesprek gaan iets soos Farao se wees? Wat sê, luister, okay, vat net julle goed, ek weet, julle hou nou aan, vat net die goed en gaan ek hardloop hier in. En ek in jou gesprek wees, hoor jy nie, ek so bietjie meer, ek kom hier in gehardloop, ek slaai so in, en ek is nie heeltemal seker, maar ek is hier nie. Of gaan ons wees, Here, ek kan amper nie glo, het hierdie vir my gedoen nie, maar ek glo dit. Wat U my so lief gehad het, dat U seun deur die poorte van die hel gestuur het. Om my te kom haal, my te kom red, vir my 'n mantel aan te trek en sê, nou is jy deel van hierdie koninklike familie, 'n ring aan my vinger te sit, 'n sandale aan my skoene te sit en te sê, op my voete te sit en sê, stap in, jou menswaardigheid is herstel, jou sondes is vergewe. En dan 'n fees wat gevier word. Sien, God het die eerste tree na ons toe gegee. Hy het gehardloop na my en jou toe ek en jy nog nie eers weet wat ons wil hê nie, toe ek en jy nog buite die poorte staan, toe kom hy deur die poorte gebars en hy sê, jy is myne, maar hy het homself nog nooit op ons afforceer nie. Hy het nog nooit ons al ingeboender en sê, kom hier in nie, hy sê, kom, ek is hier, wil jy saam met my deur hierdie poorte gaan? Sien, is 'n ander gesprek, dis 'n ander gevoel, dis 'n nederigheid, dis 'n oorweldigende liefde, wat ek, wow, Here, dankie dat U my hier deurvat. Dankie, ek verdien dit om gekisasa te word, maar U vat my in 'n koninklike huis in. Dis wat vir my en jou wag, wanneer ons tyd verwissel met die huidige en die ewige. En dan kan ons met vrymoedigheid voor die troon van God gaan staan. Want sien, Jesus staan met sy arm om my en jou. En hy sê, Vader, hy saam met my. Sy saam met my. Hulle ken my. Ek ken hulle. En ek weet hoe lief jy hulle het. Vandag se lied gaan oor running, oor 'n vader wat, en dit vertel eintlik die storie van die verlore seun ook. 'n Liefdevolle vader wat hardloop na my en jou toe en sê, ek sal jou kom haal, ek het jou al lankal kom haal, aanvaar my liefde. Kom saam met my in die huis van die Here, en so vandag in die nagmaal. Miskien het jy dit nog nooit gebruik nie, miskien het jy niks van hierdie goed, vat water, vat brood, vat enigiets, en sê, Here, dit is net simbolies om te sê, Jesus se liggaam het vir my gesterf. Sy liggaam is aan 'n kruis gehang vir my, om my sondes te vergewe, en sy bloed het gevloei, sodat ek vrygespreek kan word. Vrygespreek van dit wat die wêreld die straf op my sou lê. Wil jy nie vandag tydens hierdie lied nagmaal gebruik nie? En besef hoe geliefd jy is. Nie besef dat God soveel liefde, so groot liefde, dat hy gehardloop het na my en jou toe. En dat ons vrygemaak het van alles wat verkeerd was. Dis wat Paasfees is.
Dis wat hy kom doen het met die Israeliete en hy het Paasfees daar ingestel en hy kom wys dit oor en Jesus kom vertel die storie van die verlore seun oor en oor dat ons kan besef hoe liefdevolle Vader ons het en dat hy presies weet waar jy is. Maar wanneer jy bereid is om terug te gaan na hom toe, bereid is om in sy oop arms in te hardloop, sal hy reg wees vir jou. En hy sê ek het klaar die lam geslag, sodat ons kan feesvier. Kom ons gebruik saam op jou eie tyd nagmaal tydens hierdie lied. I have tasted, I have seen the realness of your love for me. It's written on your hands and feet. It's all the evidence I'll ever need. Yeah, 'cause your love is better than life. I can't even wrap my mind around it. One day here in your house, better than 1,000.
keep blowing my mind. Every time I turn around, you keep blowing my mind. Every time I turn around, you keep blowing my mind. More miracles, more goodness. Every time you keep blowing my mind. Yeah. Every time I turn around, 'cause your love is better than life. And one day, it's better than keeps on running, keeps on running, keeps on running after me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir die openbaring. Dankie net vir 'n ander prentjie van hoe dit moontlik kon wees en hoe Jesus dit vertel het. En dat dit vir daardie mense soveel sin gemaak het en dink, hoe sal dit gebeur? Hoe kan die pa by die seun uitkom? Hoe kan die pa by die kind uitkom? Want daar's 'n wêreld tussen hulle. Maar Vader, U deur als gebreek toe U seun gestuur het. Sy goddelikheid prys gegee het en gesê het, ek breek al die reëls om daar te kom, om voor daai vyand by jou uitkom. Jou te kom haal en sê, jy is my seun. Nou kan niemand meer iets sê nie, nou kan volk, almal kan iets skree, maar hulle kan niks meer doen nie. Want ons stap saam met U deur die poorte, ons stap saam met U in U huis in. Dis wat nagmaal is. Mag dit nooit vir ons oud word nie, mag dit nooit vir ons gewoon raak nie, mag dit nooit vir ons net, ja, ons hou een keer 'n maand nagmaal nie. Mag dit vir ons heilig wees. Mag dit 'n tyd wees waar ons so intiem met U verkeer en besef, dis hoe lief U ons het. Dat U bereid was om U seun deur daai poorte te stuur. Die risiko van die mense wat hom gaan verwerp. Maar hy kom ontvou ons met sy arm, met sy liefde, en nou staan ons en kan ons voor U staan. Vader, niemand kom tot U behalwe deur die seun nie. Dankie Jesus dat U vir ons hierdie storie van die verlore seun behoue gehou het. Dat ons kan verstaan wat U kom doen het. En dat ons vandag, wanneer ons glo het vir ons gesterf en opgestaan uit die dood, dat ons vry is. Dat ons met vrymoedigheid in die huis van die Vader kan ingaan en voor hom kan kom staan. En sê, hier is ek, Here. Ek is U kind. Dankie vir U liefde so groot. Dankie dat U eers agter ons aangehardloop het, toe ons nog buite soekend en besig was met ons eie dinge. Het U al reeds die planne in plek gesit, sodat ons by U kan uitkom. Ek dank U daarvoor in Jesus se wonderlike naam alleen. Amen. Baie dankie dat jy vandag saam met my hier gekuier het. Vanaand se aanddiens praat ons bietjie meer oor nagmaal. En jy kan die audio aflaai in die week op ons webtuiste of op ons app. Dan kan jy daarna luister, waar ons bietjie meer 'n praktiese sessie gaan hê en vir mense deur die brood en die sap en die wyn vat en dit wat Jesus daar kom instel het. Volg ons oordenkings waar ons nog steeds oor eerste liefde praat en waar dalk nuwe openbarings vir ons kom. En mag jy vandag geliefd voel, mag jy vandag besef hoe lief God my en jou gehad het dat hy sy seun gestuur het. Kom ons ontvang die seën. Die Here kom vandag en hy seën elkeen van ons met daardie liefde. Liefde so groot dat ons dit nie eens kan verwoord nie. Vader, dankie dat ons vry is van ons sondes. Mag ons nou 'n ander lewe leef. 'n Lewe wat sê ek is klaar met my ou lewe, ek is klaar met die lewe van my eie begeertes. Ek wil nou in die huis van die Vader bly tot in lengte van dae. Ek kom seën elke man en vrou, elke kind, elke gesin, elke besigheid, elke eenmansaak, elke persoon wat al afgetree is, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Onthou Kobus en Katinka, ons 2 meise, en dankie vir die gee van jou tiendes en offerande. Dankie dat jy op so 'n manier gehoorsaam is, sodat ons hierdie kan aanhou doen, dat ons kan skuif na 'n plek toe waar ons meer mense kan vertel en leer van die woord en waar ons saam nader aan God kan kom. Dankie vir julle gehoorsaamheid. Moet asseblief nie ophou daarmee nie. Ons sê vir julle dankie en die Here seën julle. Totsiens.